So, Lamb Champs, die klimaks, die finale kroon is op die skou en ons gaan 'n bietjie praat met Inay. En agter die skerms het hierdie dame so baie gedoen vir Lamb Champs, so baie liefde vir die boere ontwikkel en ons gaan 'n bietjie oor waar het haar betrokkenheid begin en hoekom die boere, hoekom die industrie, hoekom skaap. Kom ons luister 'n bietjie. Voel vreemd om te sê hallo want ons groet amper mekaar nooit nie. Nee? Soos ek genoem het, kom ons begin met die begin. Lamb Champs, jy's nou al baie lank betrokke. Waar het jou liefde vir die skaapindustrie en die boere jy spesifiek vandaan gekom? Albert, dit voel nou al of dit nou al 'n leeftyd is, maar dit is regtig nog nie so lank nie. Dit is 4 jaar wat ons nou Lamb Champs doen. En toe ons dit aanvanklik begin het, was dit regtig gewees om iets vir skaapboere te doen en daai tyd was dit vreeslik droog geweest in baie van die areas waar die skaapboere boer. En ons wou net iets vir hulle gedoen het. Ons het gereeld by hulle uitgekom, gereeld vir hulle gaan kuier en my hart is regtig nie, is bitter klein. En elke keer as ons daar gekom het, ek net gevoel, wat kan mens iets anders doen? Iets wat nie almal reeds doen nie. En dis hoe ons aan die Lamb Champ konsep gedink het en die ding het regtig net soveel groter gegroei as wat ons ooit gedink het dit kan. En op die einde van die dag, soos om Theo gesê het, en dit is iets wat altyd in my gedagtes vasknoop, kom van baie wysheid. En hy het gesê die skaapindustrie is 'n familieindustrie. Die boere, die liefde. En dis iets wat ek van jou ook uitgestaan het. My hartjie is ook maar so klein, ek kan maar vir my pelle vra, ek lyk maar nie so nie, maar waar het jou liefde vir die boere as sulks juist vandaan gekom? Die mense, ek sê nou, ons het voor ons begin het ons gepraat oor die verhouding vandat ons nou juist net van die begin van die jaar saamgewerk het. Mens vorm deel van 'n familie. En dit is eintlik wat Lamb Champs daarvoor is, vir die boere om mekaar te leer ken, die industrie om nader aan mekaar te groei. Waar daai idee vir jou eintlik half ingesink? Ek dink ek is 'n mens. Ek hou van mense, ek hou van hulle stories, ek hou daarvan om te verstaan hoekom is hulle hoe hulle is en hoekom het hulle die passie wat hulle het. En dit is iets wat boere op hulle moue dra. Hulle dra hulle passie op hulle moue. En toe ons begin het met Lamb Champs, het ek regtig nie gedink dat ek so diep betrokke by families gaan raak nie. En ek bedoel Henny is al betrokke by ons van jaar 1 af. Jy self het gesien hoe ek my oë uit my kop uit gechunk het. Ek het langs jou gestaan. Maar elke jaar met elke wenner chunk ek, want dit is vir my, ek raak so betrokke by hulle, deur die tyd, dan praat hulle en vra, hoorie my vrou vra, en dan later stuur die vrou ook boodskappe, en hulle wil goed oor die kinders weet, en so raak jy regtig betrokke, dat die dag wanneer dit kom, voel dit regtig vir my, asof ons half 'n familie by mekaar kom, ek is so opgewonde om almal te sien, en dis regtig vir my lekker, elke jaar die wat terugkom, en na elke Lamb Champ stuur ek 'n boodskap ons te groep vir al die boere. En dan stuur ek 'n boodskap en dit voel nou vir my of dit soet sappig is, maar dis regtig hoe ek voel. Sê ek's bitter dankbaar dat hulle daar is en uit my hart uit dankie daarvoor en dis regtig hoe ek voel. Die boere en die familieboere en hoekom hulle hier is. En ek het met Marius gepraat van Hunters Fly. Ek bedoel hy het saam met ons hierdie groot gedeelte van hierdie Lamb Champ se beoordeling gedoen. En hy het vir my gesê wat Lamb Champs verander het aan hom, is dis nie meer net 'n kliënt, jy weet, 'n boer wat kom aflaai en hy betaal hom net maar uit en daar gaan sy goed nie. Hy het besef wat dit is om 'n skaapboer te wees. So elke keer wat daai boer daar opgedaag het en vir hom sê, hier is my lammers, voel dit vir hom of hy moet vir hom dankie sê, want hy weet die passie en die tyd en die liefde wat dit ingaan. Dis nie net enige ou wat 'n skaapboer kan wees nie. Dit is so, ek sê dit is 'n murg en been in jou ingegrein om op die einde van die dag. Baie van die mense hardloop weg van die plaas af, gaan staan toe besef nee, maar hulle hart is gemaak om op die plaas te wees en met skape te boer. Verseker, en ek bedoel ek het met Answa gepraat wat nou tweede gekom het 2 keer en sy het vir my gesê al wat hulle wil hê is net dat daar weer nuwe boere kom na die skaapbedryf toe. En 'n laaste vraagie. Kom ons maak dit nou 'n bietjie minder emosioneel. Ons fokus op die feite. So Alfa se deel se prysuitdeling of die hele klas storie is bietjie anders. Dit is op die hoef, op die hak en dan op die einde van die dag die vleis. Praat my 'n bietjie oor hoe word vanaand se wenner nou op die ou einde gekroon? So dis self vir ons 'n lekker interessante storie. So ons begin met op die hoef. Dit het ons maandagooggend begin daar by Hunters Fly. Ons het gesien hoe lyk hierdie lewendige lammers, juist sodat die boere hulle daar van die veld af kan sien hoe lyk 'n Lamb Champs lam. Hy kan hom al vroeg af van die veld af of erken daar. Toe het ons op die hak gedoen net nadat hy geslag is, gesien hoe lyk die karkas. Ons het laat Sam met daardie beoordeling doen. Toe het ons lekker stukke uit die lammers uitgesny, so hulle lyk nie nou meer so mooi nie, maar uitgesny en ons het gestuur na die universiteit sodat hulle in die lab kan sien wat is die sagtheid van hierdie vleis en hoekom is hulle so spesiaal. En dit saam met 50 punte getel en dan het ons natuurlik ons spit hulle, ons het ons beoordelaars wat al ons beoordeling doen en hulle proe hulle en saam maak dit die 100 punte. So ons is regtig opgewonde. It's nog anyone's game. Inay, dankie. Ek weet jy's nou sterk op pad om weer verder te gaan. Dankie vir jou tyd en dankie vir wat julle doen en dankie dat ons kan deel vorm daarvan. Dankie vir jou Albert. Lekker.
So, op die einde van die dag, dis waar dit gaan. Liefde vir die industrie, liefde vir die boere en liefde om 'n bietjie te verstaan waar alles vandaan kom. En ons sê dankie vir Saai, vir Mtio, vir Nay, vir François, vir Leon, almal wat hierdie ding op die planke gebring het en bietjie die boer se stem al by te sit. So, ons hou hulle op hoogte en onthou, hierdie jaar is Land Champs nou verby, maar volgende jaar is nog 'n jaar en ons sien julle definitief daar. Dis vir ons Spice, oor en uit.